jy is vandag, en ek weet hy sal. Dis waarvoor ons bid ook, terwyl ons ook voorberei vir erediens, dat die Here ons individueel sal ontmoet. En dis die wonderlike werk van sy Gees, is dat hy met een boodskap 100, 200, 300, duisende mense sal tref, net soos wat hulle presies nodig het. So, onthou asseblief dat ons nie meer registreer vir eredienste nie, so jy kan eredienste bywoon, soveel, en ek wil nie sê so min as wat jy wil nie, maar soveel as wat jy wil, sonder om te registreer. Ons handhaaf steeds alle protocols, maar jy hoef nie meer te registreer vir 'n erediens nie. So ons mag ongeveer 400 mense in die kerkgebou akkommodeer, so oggend en aand, terwyl ons nog aanddienste het. Ek dink ons sluit af met die kersangdiens. Ek weet ook nie eintlik nie, maar hou maar die afkondigingsdop. Dan sê jy weet presies wat aangaan. Dankie vir julle wat gister by Nathaniel was ook. Hy was baie ontsteld gister toe hy uitloop en ons pak die stoele in die saal uit, en hy het gesê in sy ganse loopbaan was daar nog nooit stoele uitgepak wanneer hy die gebou verlaat nie. Sê ek vir my, omdat ek preek môre en omdat ons so oulike gemeente het, ek weet hulle gaan kom. So dankie vir julle wat daar was en wat gehelp reël dit en alles. Dit was 'n baie spesiale dag. Kollekte sal na afloop van die diens by die deure opgeneem word. Dankie dat julle ook julle betrokkenheid teenoor die gemeente onthou. Onthou ons ook asseblief in jou nood en in jou swaar kry, dat wanneer jy hulp nodig het, dat jy asseblief vir my of vir Dominee Adel sal kontak, en ons sal seker maak dat jy bedien word op watse manier ons ook al kan om jou ook by te staan. Maar kom ons sluit vanoggend net ons harte oop, of ons sluit hulle dalk af, wat ook al jy nodig het om te doen, en ons fokus net op die teenwoordigheid van die Here. Hy is vandag die een wat hier by jou is, wat jou verstaan, wat iets van jou menswees ken, wat na jou kyk in vreugde en in oorvloed. So maak jou oë toe, en kom ons fokus net op hom in hierdie oomblikke. Here, U wat almagtig en groot, en ver verby ons drome of ideale of beperkings leef, Here. U is die God wat in ons midde is. U is die God wat ons omring, wat ons asem gee, wat ons polsslag is, Here, wat vir ons sin tot ons bestaan gee. En Here, U behoort geëer en geloof te word vir dit wat U vir ons doen. Dankie dat U ons vandag ontmoet, Here, en ons kom maak ons harte en ons lewens en ons sonde en ons seer en alles kom maak ons oop voor U. En ons kom vra, Heer, spreek, U dienaars luister. Fokus ons op U. In die heilige naam bid ons dit. Amen. Kom ons staan en ons sing regtig uit ons hart uit. Daar's genoeg om voor dankbaar te wees vandag. Daar's genoeg om te celebrate, en kom ons doen dit saam met mekaar. Can you hear? There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make Him known and make Him famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Arise, let the church arise. Let love
song arise. Let the song arise. Let the song arise. Yeah. Let the song arise. Let the song arise. Yeah. Arise. Let the church arise. Let love reach to the other side. Alive. Come alive. Let the song arise. Let the church arise. Let love reach to the other side. Alive. Come alive. Let the song arise. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am.
It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Lang genoeg het ons buite gestaan, te lank, tevrede met krummels van die heerlikheid. Vader, ons wil deurdruk na u heiligste, voor u staan, soos ons is. Saam met engele wil ons staan. Saam met engele wil ons sing. Heilig is die Heer. Heilig is die Heer. Lang genoeg het ons buite gestaan, te lank, tevrede met krummels van die heerlikheid. Vader, ons wil deurdruk na u heiligste, voor u staan, soos ons is. Saam met engele wil ons staan. Saam met engele wil ons sing. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall
to the fragrance of spring. Every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go? Or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined this sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolest of nights? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You free the heart and the heart, you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. Sê dis vir my lekker om ek wil amper sê vir ou laaste preek ek gaan oor so 2, 3, 4, 5 weke kan ek nie presies onthou nie met lang verlof. So my preekgeleente raak baie min en Adele is besig om al hoe meer oor te vat by my. So sy gaan lekker preek Desember. So dis vir my lekker om ook vanoggend met julle te kan deel en vanoggend oor eintlik nie 'n baie lekker tema te praat nie. Dit is vergifnis. En toe ek toe nou gister vir Nel sê ek preek oor vergifnis. Dis nou wat wil jy vir die mense sê oor vergifnis? Is dit nou nie bietjie al deurgepreek nie? En ek sê ja, soos seker maar alles in die Bybel is ons nou al deurgepreek. En ek dink vir 'n oomblik is ek jaloers op Jesus vir baie redes, maar dat hy die voorreg gehad het, hy en Paulus en daai lot om kern evangeliese waardes vir eerste hoorders te gesê het. Julle weet alles wat in die Bybel staan. So ek moet met 'n vars invalshoek en ek moet maak asof ek iets niets, maar hulle kon dit vir die eerste keer gehoor het. En ek wonder hoe verblydend dit aan die een kant was en hoe teneergedruk en hoe ontsteld en bekommerd hulle aan die ander kant was, veral toe hulle iets soos vergifnis gehoor het. En ek dink as ons in die eerste plek sommer net kyk na die tema en ons dink aan Kolossense 3 waar hy sê, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Dan sê ek hoop Pietie Kosie, Jannie Sannie is vandag net in die kerk of hulle luister nou die uitsending dat hulle tog net my kan vergewe.
Of die is regtig nie van toepassing op my nie, so ek kan vir 'n oomblik sit en dink oor die werk wat ek hierdie week moet doen, of oor wat ook al dit is. Maar kom ons begin by dit, dat dit in die eerste plek ons eerste hoorders dalk van dit is, dat die Here dit vir ons kon gee vandag, dat wie ook al dit vandag moet hoor, dalk in die gebou is of luister daarna, en die wat dit nou nie moes hoor en toe nou nie vandag daar is nie, maar dat die Here dalk regtig met jou oor dit wil praat, vir welke rede dit ook al iets op jou eie hart wil hê. Ek en Ronald en Daniel was in die Suidkus so 2-3, ek weet nie so lank terug nie, en ek gaan stap langs die see elke oggend in 'n situasie wat ek al gedink het in my lewe verby is, kom weer by my op. En onmiddellik is ek sommer weer kwaad. En ek besef toe nou my stap die 9 dae wat ek daar gestap het, is dat ek nog nie klaar is met daai bepaalde situasie in my lewe nie. En ek glo dis die Here wat dit maar op my hart gedruk het om dit ook uit te sorteer en om voor te berei vir iets anders wat gebeur, maak nie saak wat dit nou uiteindelik is nie. Maar vergifnis is nie sommer maar net iets wat verby beweeg nie. Dis iets wat die Here met ons mee besig is en is soms regtig 'n langtermyn projek en iets wat in ons lewe besig is. En ek wens as ek vandag oor vergifnis iets kon sê, dat ek soos Jesus hier kon staan om oor vergifnis te praat, want ek sukkel maar net so daaroor. Ek is nie 'n kenner op die veld. Ek het dit nie uitgesorteer, ek het dit nie baas geraak nie. En so geluk elkeen van ons, dis 'n proses van transformasie en heiligwording, waartoe ons ook uitgenooi word in Kolossense, maar spesifiek ook in terme van vergifnis. So ek wil vir julle Lukas 17 lees, vanaf vers 3 tot vers 10, en Jesus is hier aan die woord, so hy praat met sy disippels, en soos ek sê, hulle die voorreg en die las, om die eerste hoorders te wees van hierdie nuwe wêreld wat hy aankondig. En hy sê, wees dus self op julle hoede, as jou broer verkeerd optree, berus vir hom, en as hy berou kry, vergewe hom, selfs al as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teenoor jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê te vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, so julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou wortels en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle 'n slaaf wat ploeg en vee oppas, sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet gerus gou. Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my, terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self gaan eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? Soos dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Eintlik 'n moeilike teks hierdie. Maar toe ek hierdie week nou met hierdie teksgedeelte besig was die ding wat my aanvanklik getref het, en soos alles in die Bybel het ons dit nou al verskeie kere gelees en ken ons dit in, maar die Heilige Gees maak ons net iets wakker in ons lees en in ons stilte tyd en in voorbereiding wat ook al wat hy in ons harte wil kom lê. En vir my het die disippels se reaksie op Jesus se boodskap, Here gee ons meer geloof, my nogals getref. So gee vir hulle die boodskap, gee vir hulle die opdrag, en hoe reageer hulle daarop? Hy sê, Here, gee vir ons meer geloof. Die oomblik wat hy oor vergifnis begin praat. So net vinnig die konteks oor hierdie teksgedeelte. So Jesus praat met sy disippels, soos ek nou al 'n paar keer gesê het, as eerste hoorders van hierdie teks, in die heel eerste plek. Maar hy probeer doelbewus vir hulle 'n wêreld skep, wat anders is as dit waaraan hulle gewoond was. Hulle was gewoond dat hulle soos die fariseërs, die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes, op 'n bepaalde manier kon werk met iemand wat hulle skade aangebring het, met iemand wat hulle iets skuld, met iemand wat hulle oortree het, met iemand wat iets verkeerd aan hulle gedoen het. En die eerste ding wat Jesus vir hulle wil kom sê, is julle kan nie, maak nie saak hoe die wet saamgestel is, maak nie saak hoe reg of 'n perfekte situasie is, julle mag nie optree soos wat die wêreld van jou verwag om op te tree nie. Nou dit weet ons. Dit is al klaar en dit maak dit vir ons moeilik genoeg. Ons weet dat die las van vergifnis om vry te spreek oor ons lewe is. Ons weet dit. Ons is hierdie ouens wat dit vir die eerste keer hoor nie.
Maar dis nie veronderstel om 'n juk te wees wat ons doodgooi nie, maar wat Jesus hier probeer leer vir sy disippels. En hy gebruik doelbewus die woorde 7 maal per dag, as jy dit nodig ag om dit te moet doen. Hy probeer vir hulle leer dat 'n lewe van vergifnis as gewoonte moet plaasvind. Vergifnis is iets wat ons as gewoonte doen, nie 'n eenmalige gebruik nie, en wat dit amper erger maak, is dat dit 'n ewige vergifnis moet wees. Dit moet lasting wees. So ek kan nie vergewe net om myself oor 'n week of oor 'n maand of wat ook al weer te herinner daaraan nie. Daar moet 'n lasting, 'n ewige aspek wees aan die vergifnis wat ek toepas. En julle sal sien uit die teks of uit die verduidelikheid hoekom. Daar's 3 aspekte wat vir my uitstaan in die teks. So ek wil 3 aspekte noem en dan wil ek by 3 onderafdelings noem. So jy moet kop hou want ek kan self nie kop hou met dit wat ek sê vandag nie. Maar in die eerste plek, hoekom het ons dit nodig? Wat het ons nodig en hoe kry ons dit reg om 'n lewe van vergifnis en van ewige vergifnis te leef met mekaar? So hy begin in vers 3. En hy sê vir hulle: "Wees op julle hoede." As jy nou na die Grieks gaan kyk in die ou vertaling, die 53 en van die ander vertalings, sê hy, kyk na jouself. Kyk uit vir jouself. Wees besig met jouself. Wees versigtig vir jouself. Nou, dit is interessant, hy praat van vergifnis. Hy praat van vergewe jou vyand. Hy praat van spreek vry keer op keer op keer. En waarmee begin hy? Hy begin by die persoon wat dit aanhoor. Wees op jou hoede. Kyk uit vir jouself. Die ding van wanneer iemand teenoor ons optree, wanneer iemand oortree teenoor ons, en wanneer hulle ons seermaak, of in ons pyn veroorsaak, of iets steel, of wat ook al van ons, dan fokus ons op die daad en ons fokus op die persoon. Ons hou hulle voor oë. Want dit hou ons woede aan die gang, dit hier's 'n stuk geregtigheid wat ek dink dalk op 'n manier vals geregtigheid wat aan die gang gehou word, maar die eerste ding wat ons doen is ons gaan kyk na die persoon. Ons hou hierdie persoon voor ons oë. En wat doen Jesus in hierdie teksgedeelte in die heel eerste plek? Hy sê wanneer iemand teenoor jou oortree, gaan kyk na jouself. Wanneer iemand jou seermaak, kyk na jouself. Wanneer iemand iets aan jou doen om jou te na te kom, gaan kyk na jouself. Want dit is so maklik, en Jesus weet dit, om 'n gees van selfsug, 'n gees van bitterheid, 'n onvergewensgesinde gees te kweek en dit te koester en dit aan die lewe te hou. En dis hoekom hy die vergelyking van die wortels van die moerbeiboom gebruik. Die wortels. En later kom dit in Hebreërs ter sprake. Hy sê sorg dat niemand van die genade van God, Hebreërs 12 vers 15, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit nie. Moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. So Jesus sê, daar's iets in jou wanneer jy nie aandag gee aan dit wat met jou gebeur nie, wat lei tot bitterheid. Nou, ons, ek weet nie of dit dalk 'n Afrikaner ding is of net 'n mens ding is nie, maar ons dink dit is baie pietisties, heilig, noble, om wanneer iemand ons te na te kom, dit te onderspeel. Ons underplay het. Ons sê, ag nee, ek wil net nie daaraan dink nie. Ek wil soos 'n volstruis, nou moet ek dit reg sê, want ek sê dit altyd verkeerd, my kop in 'n gat indruk, nie andersom nie. Maar ek wil maak asof dit nie gebeur het nie. Ek wil dit net, I just want to downplay it. So ek minimaliseer dit, ek kry dit uit my gedagtes uit, en ek fokus nie vir 'n oomblik op dit nie. Maar wat sê hy hierso? Kyk vir jouself. Voel die pyn wat aan jou gemaak is. Ervaar die seer wat jy beleef. Wees kwaad soos jy moet kwaad wees. Moenie onderspeel nie, want dit lei na jou eie bitterheid. As jy nie hanteer wanneer iemand jou te nagekom het nie, wat doen hierdie ding? Hy word 'n wortel in ons lewe. Hy word groter. Dis soos as jy 'n vetplant afbreek. En vetplante groei mos maklik. Jy maak sommer net, jy breek, as jy nou by jou bure gaan kuier, dan breek jy een van hulle af wat vir jou mooi is en jy trek dit in jou handsak en jy los net die wortels agter, want jy weet mos nou jy steel nie regtig nie. Die plant gaan mos nou weer opkom. En dit is presies
wat hier ook gebeur. Hy sê die feit dat ons nie onder die grond kan sien, sê nie dat daar nie iets is nie. Die feit dat die boom nie meer blare het, sê nie dat hy dood is nie. Die feit dat jy die boom afgesaag het, beteken nie jy het hom met wortel en tak uitgeruk nie. Daar's iets wat jy moet hanteer, en jy hanteer dit in die teenwoordigheid van die Here. Hou op om dit te minder te maak. Kyk uit na jouself. Dis die plek waar ons begin. Daar's niks soos 'n bitter mens nie. Daar's niks soos 'n mens wat vir ewig kwaad bly. Want wat doen dit aan ons? Boonbehalwe dat dit weer uitsprei, dit beïnvloed die manier ons werk met mekaar. As jy kwaad is vir jou kollega en jy vergewe hom nie, gaan jy vir ewig kwaad bly vir kollegas. As jy kwaad is vir die een wat jou gelos het of jou seer gemaak het of whatever, hulle manifesteer maar net op 'n ander manier. As jy dit nie hanteer nie, as ons nie dit reg kry om vry te spreek en oop te grou en die pyn te beleef nie, dan kom hy persoon maar net in die vorm van iemand anders te weer eens net na vore. Want dis moet die lewe werk. Ons gaan nie vrykom van mense wat ons seer maak nie. Dit gaan by ons bly. En daarom kyk ons in die eerste plek na die binnekant toe. Die tweede ding, wat beteken dit om te vergewe? Wat beteken dit om met vergifnis besig te wees? Nou daar's 3 aspekte wat ek dink die teks onder hierdie wat beteken dit vir ons net 'n klein bietjie wil verduidelik. In die eerste plek, vergifnis is om te identifiseer met die oortreder, te identifiseer met die een wat vir jou pyn gegee het. In die tweede plek, dis 'n persoonlike, innerlike, emosionele betaling van die skuld. Dis 'n persoonlike, innerlike betaling van die skuld wat gemaak is. En die laaste plek, en is die moeilikste een, dink ek, dis om vir die oortreder goed te gun. Nie slegte goed nie, maar goed, goodness, te gun vir die persoon. In die eerste plek, vergifnis is om te identifiseer met die oortreder. Jesus doen 'n baie interessante ding in hierdie teksgedeelte. Hy sê, wanneer jou broer of suster dan nou, as dit nou reg vertaal, teenoor jou oortree, vergewe hulle. Hy sê nie, wanneer iemand wat jou broer was op 'n stadium teen jou oortree het nie, vergewe hulle dan nie. Hy vang ons hiermee. Hy hou vir ons deel van hierdie persoon se lewe. Hy sê nie, daai persoon is nou nie meer jou broer nie. Hy sê, wanneer jou broer teenoor jou oortree het, die status het nie verander nie. Wanneer iemand teen ons oortree het, wat doen ons? Persoon A het vir my gejok, hy's 'n leienaar. Dis al wat hy of sy is. Hulle kan niks meer wees as dit vir my nie. Hulle het iets van my gesteel, hulle is 'n skelm. Hulle het iets van my gesê, hulle is, wat noem jy iemand wat baie skinder, wat ook al. Dis al, ons vat die probleem of die oortreding wat aan ons gedoen is, en ons kyk na hierdie persoon en dis al wat hulle vir ons is. En wanneer dit ons is, soos, ek is 'n komplekse mens, ek jok somtyds. Of ek is 'n komplekse mens, daar's meer aan my as die feit dat ek dalk 'n bietjie ongeskik nou was vandag of wat ook al. Ons identifiseer nie die sondaar met iets meer as die sonde wat hulle gedoen het nie. En op 'n manier wil Jesus sê, maar identifiseer vir 'n oomblik daarop ook, dat daar meer is aan die persoon as die oortreding wat aan jou gedoen is. Want ons zoom so in op dit. Ons kyk so eendimensioneel na mekaar, en ons het geen vermoë dan om enigiets meer te sien as dit wat aan ons gedoen is nie. En in die eerste plek praat ek oor die klein dingetjies, oor die eenvoudige oortredings wat soms ons lewe vernietig. En terwyl ek gister ons het voorberei, dink ek maar, daar's meer as die klein jakkalsies wat ons moet vergewe. Dis die groot goed ook. Dis die moord, en dis die steel en die vernietiging van ons lewe, dood, verkrachting, pyn, alles wat daarmee saamkom. Maar dis om iets van God en iets van hulle humanity raak te sien op 'n baie, baie, baie moeilike manier. En dis ook my eerste uitnodiging is, kyk na jouself, sodat jy met jouself kan besig wees, maar dis ook om op 'n baie, baie, baie moeilike manier jouself in iemand anders se skoene te plaas. Om jouself daarmee met hulle te identifiseer. Miroslav Volf, die Russiese teoloog, het iets gesê wat
wat hierby aansluit wat eintlik vir ons verskriklik moeilik is om deel te maak van ons lewe. Ek gaan dit voorlees, dit is in Engels, maar julle sal verstaan. Hy sê unforgiveness flounders, dit blom, because I exclude the enemy of the community of humans, even as I exclude myself from the community of sinners. So hy sê, wat doen ek? Ek sluit die sondaar uit, dat ek nie deel van hom is en hy is nie deel van my nie. En wat doen ek met myself? Ek sluit myself uit. Ek is nie 'n sondaar nie. Ek is nie so nie. Maar dan sê iets wat ongelooflik belangrik is. But no one can be in the presence of God and the crucified Messiah for long without overcoming this double exclusion. So hy sê, as ek en jy in die teenwoordigheid van die gekruisigde Messias, in die opgestaande Jesus sit, dan kan ons nie onsself so uitsluit dat ons perfek is nie, want ons is oortuig van dit wat hy vir ons gedoen het. En ons kan ook nie die een wat ons so verskriklik seer gemaak het, uitsluit van die genade van God nie. Maak nie saak hoe moeilik dit vir jou is nie. Maak nie saak hoe pynlik dit vir jou is nie. Die tweede ding van hoe ons dit regkry, dis 'n persoonlike innerlike betaling teenoor die oortreder. Wanneer daar teenoor ons opgetree word, wanneer iemand ons seer maak, is ons baie bewus van die skuld. Daai persoon het skuld aan dit. Hulle is verantwoordelik daarvoor. En die skuld, dis hulle skuld. Dit wat ons beleef, die geldeenheid vir daai skuld, is pyn. Dis wat ons ervaar. Ek ervaar pyn, want jy het dit aan my gedoen. Ek ervaar die effekte van dit wat jy gedoen het, en die geldeenheid, die currency, is pyn wat ek beleef. En wat wil ek doen? Ek wil daai pyn, ek wil betaal daarmee. En ek wil jou terugbetaal met pyn. En wat doen ek? Ek gaan om vir jou pyn te veroorsaak. Maar as dit nie is hoe Jesus wil hê ons moet optree nie, dan is vergifnis in die heel eerste plek ook, wanneer ek bewus is van die pyn, is om te sê, ek sal die skuld vir myself hou. Sê nie dat ek jou toelaat om te doen wat jy wil nie. Sê nie dat jy kan maar wegkom met dit wat jy aan my gedoen het, of wat ook al nie. Maar is om te sê, ek skryf die skuld af. Ek dra die skuld. Want skuld kan eintlik nie in hierdie konteks afgeskryf word. So, jy het my seer gemaak, sê ek, ag nee, dis fyn. Ek het pyn ervaar. So iemand moet daai skuld dra. Iemand moet daai pyn vat. En om iemand te vergewe is om te sê, maar ek sal die pyn vat. Ek sal die skuld betaal daarvoor. En ek sal dit nie oordra aan jou nie. En dis verskriklik moeilik. Want dit is baie, baie makliker om iemand anders die pyn te wens. En dis hoekom die laaste een is wat daarmee saamgaan, is om iemand anderste, die een wat my seer gemaak het, om vir hulle goed te gun. Om maak nie saak hoe hulle my vernietig het nie. Maak nie saak hoe hulle met my besig was nie. Maak nie saak die intense pyn vir jare en jare en jare wat hulle aan my aangevang het nie. Is om daai skuld te kan afskryf en op 'n plek te kan uitkom sê, Here, mag u seën swaar op hulle rus. En nie in die manier wat ons soms doen nie. Ons is mos baie oulik as ons sê, ag weet jy, ek is klaar met hulle, die Here se seën oor hulle. En eintlik wat ons wil sê, ek hoop jy vlieg in jou glory in. Maar om te sê, die Here se seën is oor jou. Dink net gou aan die krag van daai woorde. Die Here se seën is oor jou, wat gesteel het by my. Ek gun jou die beste wat God in gedagte het. Ek gun jou die heel beste wat jy kan wees. Ek gun jou God se genade en sy vergifnis. Ek gun jou die hoop van ewige lewe. Ek gun dit vir jou. Ek gun dit vir jou om in hierdie lewe vryheid te ervaar, om guns te beleef. Mag die Here jou seën. Dit is verskriklik moeilik. Want dis nie wat ons vir hulle wil sê nie. Ons wil in baie meer kleurryke tale met minder woorde dit vir hulle sê, wanneer iemand ons seer maak. Maar dis die proses waartoe Jesus ons uitnooi, wanneer hy sê, vergewe mekaar.
Dis om daai plek te kom en sê, weet jy, ek gun jou die goedheid van God. Al lyk jy anders en praat jy anders, net jy my vernietig. Al is jou lewenswyse en jou keuses en jou wat ook al anderste. Ek gun jou die goedheid van God. En dis hoekom vergifnis 'n elke dag besluit is iets wat ewig moet gebeur en dis moet so deel wees van ons lewe soos asemhaling. Soos my polsslag, soos dit wat elke dag deel is. Want andersins bank ons die oortredings van ander. En die bankrekening wat ons uiteindelik het, is so groot en is so moeilik om dit uit te sorteer. Jy kan nie dit uitgee, jy kan nie daai skuld afskryf nie, want dit is vir ewig deel van jouself. En al is dit jouself. So baie keer is die persoon wat ons die kwaadste voor is, die een wat wie se oë ons sien as ons in die spieël kyk. Die een vir wie ons nie wil kyk nie. Want saam met die Here weet ons wat ons gedoen het. En ons kry net nie losgemaak van daai skuld nie. Dis om ook dan vir jouself die goedheid van God te gun. Dis ook om vir jouself te sê, maar ek, jy, Wimpie, wat my seer gemaak het, ek gun vir jou die mooi van Jesus. Dat jy dit sal ervaar. Laaste plek, hoe doen ons dit? Die teksgedeelte sluit af met 'n eintlik iets wat ek met die eerste oogopslag gevoel het. Dit is tipies Jesus, hy praat in so ryk in metafore en so ryk in stories en alles dat ek nie eintlik verstaan wat hy probeer sê nie. Want hy begin vers 7, so dit weer 'n bietjie vir ons opdaag asseblief Stefan. Vers 7 sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou. Natuurlik nie. Maar hy sê vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe. So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. So dit voel vir my soos, hy praat aan die een kant van vergifnis, en aan die ander kant kom praat hy hierdie metafoor oor slaaf, en kom eet en kom sit aan my tafel, en dit maak eintlik glad nie sin nie. Maar iets ontsettend belangrik, dink ek, wil Jesus ons wys hierin. Hy wil vir ons iets kom sê wat ons amper in skaakmat sit. Ons kan nie hier wegkom nie. Hierdie hele teks met hierdie laaste dingetjie wat Jesus gesê het, plaas ons in 'n ontsettende moeilike posisie. Hy sê as 'n slaaf in die veld gewerk en dan sê hy nie vir hom, kom eet eers lekker saam met my en ek en jy kuier en dan sal ek eet of wat ook al nie. Hy sê 'n slaaf moet doen wat hy voor betaal word. 'n Slaaf moet doen dit wat sy meester wil sê hy moet doen. Kort en kragtig. Ek en jy is nie eienaars nie. Ons is slawe. Ons is slawe van Jesus. Ons is nie eienaars nie. Ons kan nie vir onsself vergifnis veroorloof en sê dit is nie, ek hoef dit nie te doen nie. Ek hoef nie deel te hê daaraan nie. Die opdrag is vergewe mekaar. Die opdrag is spreek mekaar vry. Ons het nie 'n keuse wat dit aanbetref nie, want ons is sy slawe. Ons is nie eienaars wat die reg het om te sê ek hoef nie deel te hê hieraan nie. En dit maak dit soveel moeiliker. Ons het nie 'n keuse nie. Wanneer ons onsself herinner dat ons slawe van God is. Boonbehalwe dat ons onsself dan herinner dat ons nie 'n keuse het nie, herinner ons onsself ook dat daar een was wat die eienaar was van die slawe. En hy het die slaaf geword. En hy sonder sonde, sonder issues, sonder dat hy enigiemand seer gemaak het hy die skuld wat so diep in my hart leef, kom vrymaak, kom vat, kom betaal. Die eienaar, Jesus Christus self, het die slaaf geword, sodat ek en jy kan vry leef, maar dit maak ons steeds slawe van Christus. En 'n slawe wat vry is, maar 'n slawe wat ook iets moet doen. Ons kan nie wegkom van dit af nie.
En in die koninkryk, en in hierdie koninkryk is die uitnodiging om vergifnis te leef. Hoekom? Is dit nou maar net om peace on earth, soos meer vir wêreld sê, ek wil net vrede vir almal en ek wil net hê almal moet oukei wees. Maar dit vat my terug na die heel eerste ding wat die teks gesê het. Kyk na jouself. Om te vergewe is om jouself so vry te maak dat jy ook die goedheid van God kan geniet. Dat jy nie met daai bitternisse, met daai wrok en met daai onvergewensgesindheid en wat ook al dit is wat jy mee deel, mee hoef te sit nie. Dis ook om jou vry te maak. Jou vryheid as slaaf, as kind van God, as vriend van God is net so belangrik soos die een wat jy moet vryspreek. En dis die lewe waartoe hy ons nooi, om regtig vry te word van dit. Weer laaste ruk, en ek dink in hierdie laaste, hoe lank is COVID nou al in die gang, 22 maande, hoe lank ook al, voel my dat ek al hoe meer bewus geraak dat die lewe baie meer, dat daar tussen die lewe en die dood net 'n hartklop is. So eenvoudig soos dit. Vandag is ons hier, môre is ons weg. Ons sê baie keer in die kantoor Maandag, dat weet hulle of ons iemand het COVID, Vrydag begrawe ons hulle. Dis hoe erg het was op 'n stadium. Goeie, gesonde, gelukkige mense. In 'n oogwink word ons so siek en wat ook al dit is, en die wêreld lyk anderste. Ons kan nie meer sit en wrokke koester en kwaad groot maak en goeders laat gewortel bly in ons lewe wat ons moet vry maak nie. Elke dag, elke ding wat met jou gebeur, is een kolletjie, is een kwashaal op 'n massiewe skildery wat jou lewe is. Niemand koop 'n skildery van iemand wat een kolletjie gemaak het, behalwe as dit nou iets vreeslik, ja, ons koop nie dit nie, dis nou van ons klas van goeders nie. Daar is skilderye wat een kolletjie of 'n streepie of wat, niemand gaan dit koop, niemand gaan geld betaal vir dit nie. Dis die detail, dis die klein verf en die fyn detail, dis iemand wat gesit en dink het en moeite gevat het. Jou lewe is die groot skildery. Die seer, die dag, die uur, die oomblik is net 'n kolletjie op dit. En kom verby die kolletjie. Hou op vasklou aan nonsens wat nie meer saak maak nie. In 'n oogwink verander ons lewe. In die oogwink verloor ons lewe of ons wat ook al. Leef so dat jy so vry kan wees van dit wat jou vashou. Dat jy regtig die vryheid kan beleef wat God vir jou in gedagte het. Mag jy dit ervaar en dit begin by vergifnis. Kom ons vat 'n oomblik en ons reflekteer dalk net in dit wat die Here net nou in jou lewe kom wakker maak. Dalk het hy vir jou iets oor jouself kom sê of iets oor ander mense kom sê, iets oor jou hart kom herinner. Kom ons sit net gou vir 'n oomblik in dit terwyl ons oë toemaak en dan sal ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons sit net so. Here, ons is vergewe deur die een wat ons die seerste gemaak het. En dis U. Ons is vrygespreek, Here. Nie omdat ons so jammerhartig was of so berou getoon het nie, Here, maar omdat U so genadig was. Omdat U so liefdevol was, omdat U so heilig en goed was, Here. Het U in die volheid van tyd en op die regte oomblik vir ons gegee wat ons nodig het. Here, mag ons leef daai vryheid deur onsself los te maak van dit wat ons vashou. Ons het eintlik nie 'n keuse nie, Here. So ons kom bid dat U ons help met dit wat ons nie kan regdoen nie. Dis kom ons soos die disippels uitprobeer, gee vir ons meer geloof wat ons weet nie eintlik hoe om dit te doen nie. Here, maar U sê
jy hoef nie eers veel meer geloof te gee, en ek gee vir jou presies wat jy nodig het. Ek gee vir jou vergifnis, jy weet hoe lyk dit. Here, lei ons in dit. Dit is swaar, Here, om te leef met die oortreder in ons hart. Om onsself elke dag te herinner aan die oortreding wat ons aangedoen is. Dit is swaar, Here, om te leef om die skuld en die pyn terug te betaal. Dit steel. En Here, ons het te lank toegelaat dat daar by ons gesteel word. Ons het te lank, Here, nie geleef in die volheid van die oomblik, in die volheid van die genade, in die volheid van die vryheid nie. Ons het te lank, Here, geleef onder die las van skuld. Maak ons vry. En Here, as U vandag ons herinner aan iets of iemand of wat ook al, maak ons geloof so groot dat ons dit sal kan regkry. Ons bid dit in U wonderlike en heilige naam alleen. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied saam met mekaar. U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam, heilig is U naam. U was, U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? En wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, en nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U, ons glo. U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam, heilig is U naam. Soos U, wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U. Ons glo met ons harte, ons bely met ons lippe, dat U is die Christus. U is die Seun van die ewige, lewende God. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie
Mag jy hierdie week besef dat jou geloof groot genoeg is, omdat hy dit klaar in jou hart geplant het. Mag die genade en vrede van God ons Vader, die wonderlike liefde van Jesus Christus wat jou vashou, en die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees wat voor jou uitstap, en jou leer om te lewe, hierdie week by elkeen van julle wees. Amen.